dat hy's besig om die boompie te skud. Ons moenie bekommerd wees, sê hy, waarom jy my kinders sien, asof hulle wegdwaal nie. Ek is julle God, ek is julle Alfa en julle Omega. Ek is julle begin en julle einde. Daar kan niks gebeur sonder my nie, sê God, Abba Vader. Ek is die een wat julle voed. Julle behoort aan my, julle behoort nie aan julle self nie. Moenie bekommerd raak, sê die Here, as julle sien wat om julle aangaan nie. Want my einde is besig om nader te kom. Kyk, die hemel is besig om te sak, sê die Here. Ek staan voor die deur. En my tyd is baie naby. Wanneer julle dit sien, wanneer dit lyk of niks aangaan nie, is my tyd daar baie naby aan. Julle moenie wonder nie. Kyk net na die tye, soos ek julle gesê het, soos kyk na die vyeboom, sê Papa Vader, wanneer hy begin melk, en niks kan my stop nie, want dit wat ek gespreek het, moet gebeur, my kinders, sê die Here. Alles wat ek gesê het, alles wat daar neergeskryf is, kan niks van weggevat word nie, en niks kan bygevoeg word nie. Halleluja. Halleluja. Kirabonduko sharabayende. Kitarabonduko sharabayende. Kyk, julle kan net van my af drink. Julle kan net van my af eet. Daar is geen ander nie. Ek het julle al alles gegee. En als daar niks is meer om te gee nie. Want dit is so geskryf, sê die Here. Daar sal 'n einde kom aan alles. Julle moet nie verwonderd staan nie. Ek is nie meer ver nie, sê die Here. Dankie Here, dankie Jesus. Halleluja. Goeiemôre my dierbare boetas in Christus. Wat 'n voorreg, onuitspreeklike genade om saam met medebroers in die teenwoordigheid van God te wees. Kom ons gee 'n paar sekondes vir stil gebed, net daar waar jy sit. Maak oop.
Skepper, lewende God, ons kom vanmôre in totale afhanklikheid voor U. En ons wil graag opdra die opkomende munisipale verkiesings. Dat U die regte leiers sal aanwys, want as godvreesende mense aangestel word, is die gemeenskap blymoedig. Ons dra op aan U die sprake van oproer op 30 Junie, maandag, of dinsdag, door die sogenaamde foreigners, Here. Hulle is ook U kinders. Here, alle bose planne wat hulle het, wat onluste en oproers aanstoot, dat die wiele van hulle waas sal afkom. Ons dra al ons leiers aan op vir Ramaphosa, Malema, almal, Here, dat hulle die lig sal sien, Here. Here, en ek kan nie nalat om ook ons evangelisasiespan en so baie evangeliste aan U op te dra, gister om hulle weer op die hoek te sien. Naby Meisies Oranje. Die weerklank van U woord, wat selfs daardie skool gepenetreer het. Here, ons bid vir 'n 4 unbridled chamber. Want hier in die laaste dae is die evil one se teken op hierdie plek gerig, Here. Here, ons bid vir almal in die House of Bread. U ken hulle elkeen by die naam Maria, Lazarus, Sifu, almal daar, Here. Dankie dat hulle so moet omgee, bedien, elke Vrydagoggend. Naas U wat ons hier na toe kom, is dit lekker om hulle ook te sien, want hulle laat ons belangrik voel. Here, ek dra ook the women of worship aan U op, Claudia en Jolene, vir wat hulle kom nalaat het in hierdie perseel, wat so uitkring in André se bediening hier vir ons en met ons. Amen. Boetas, ek wil vanoggend vir julle vra, gaan daarop uit om die Satan so te irriteer, te weerstaan dat hy 'n interdikke hofbevel teen jou wil kry, dat jy nooit weer mag naby hom kom nie. Jy sal en wil hom so teenstaan, in die naam van Jesus, en deur die ongelooflike krag van sy woord. Hy is so aan die gang. En Boetas, jy weet, in hierdie week is ek in my stilte tyd besig en ek dink so aan almal wat ons voorgegaan het. Die Darus, die Dawie spiese, en dan vra ons altyd, hulle het sulke wonderlike werk gedoen, hoekom so vroeg? En dan sê die woord dit self, ek kan die skrifgedeelte nou nie onthou nie. God doen dit juis om hulle te beskerm from what is evil. En dan verstaan ons nie altyd hoekom hulle vroeg gegaan het. Maar hy het 'n goddelike plan daarmee, en hulle wat goddelik om hier bedien het en geleef het, en wat vroeër gegaan is as wat ons gedink hulle moet gaan, hulle sal in vrede rus by hom. Ons moet dit nooit vergeet nie.
En hierdie week, ek dink so aan ons mediese fondse. As jy 'n mediese fonds kies, gaan jy so daarop uit om te kyk dat jy die beste moontlike dekking kry. You search for the most unbelievable, extensive and comprehensive coverage. Dat dit ons kan beskerm, that it can protect us from all and every eventuality concerning our health. Coverage for chronic cover, hospitalization, preventive health, protection of a broad spectrum for all and every emergency. Maar nou die ongelooflike is, yet but Psalm 91 covers for all and every eventuality, no matter the circumstances, the time, the day, night or day, the situation you find yourself in. And to top it all, it carries no monetary expenses, no cost. It's absolutely free. Free of charge. Only what it takes from you is to have faith, to trust, and to be obedient. And in doing that, you activate it to cover you extensively, comprehensively. If you are interested in that indescribable coverage, just go and read Psalm 91. Prayerfully, mindfully, thankfully, and gratefully. It will change your life. God is faithful. By having Him in your boat, it doesn't mean you will not face any storm, but it means that no storm can, shall, and will not sink your boat. So now, walk in faith, and you will, can, and shall never walk alone, and your boat will withstand the storm. Wil vir my die mooi van ouderdom en hoe vinnig die lewe verbygaan. Toe ek 21 was en my pa 50, 60 het ek so gedink, as ek dink ek moet nog so lank lewe. Vandag is ek verby dit. Old age is so precious to our God. Listen to what God says in Scripture about your old age. It is so unbelievable, and it comes in Isaiah 46 verse 4. Even to your old age and your grey hair, I am He. I am He who will, can, and shall sustain you. I have made you. You are mine. So koester daai grys hare. Dit is baie kosbaar vir God. En nou net bemoediging, en ons raak so moeg vir alles wat ons moet weerstaan. As jy moeg is om te praat, hoor wat sê die Here, kom sit ook hier langs my. Ek is ook vlot om stil te wees en stil te bly. God is vlot daarin. Hy spesialiseer daarin dat ons kan stil wees en stil bly en stil wees en weet dat hy God is. Ons moet meer dikwels vlot wees met ons stil wees en ons stil bly voor Abba. Hy daag ons uit om dit te doen. En ons kan dit alleen kry in sy onbeskryflike teenswoordigheid.
En jy ervaar dit so in daai stil wees en stil bly. Praat hy met sy stil, klein, sagte stem met jou. En ten laaste, jy kan alles besit en nog steeds leeg wees. Of jy kan vol wees van Jesus wees en skatryk wees. Dit is die onbeskryflike ryk te wees beginsel. Ja, ek is ryk aan die groter genade van God. En dit is die onbeskryflike rykdom van die lewe. Amen. En net so 'n paar van hierdie woordjies wat so mooi is en wat 'n ou tot stil bly en stil denke wakker maak. Hoor hier, hoe jammer tog dat lewensware steeds styg en stedelike waarde steeds daal. Ongelukkig is spanning nie 'n lugblaas wat met 'n enkel prik afgeblaas kan word. Spanning kan jou opvreet. Moet nooit ophou om goed te doen nie. Hoor wat sê hierdie skrif of hierdie gedeelte. Goed wis kwaadheid, ongelukkig is die omgekeerde ook waar. Hoe jammer tog dat die mense makliker vir sy medemens ja sê as vir God ja doen. Die meeste mense ondersoek alle dinge. Ongelukkig vind sommige die kwaad so prettig dat hulle slegs dit behou. Dank God dat jy soms nie in die prentjie is nie, veral as die prentjie nie God se welbehae dra nie. Laat jou gewete jou leidsman en nie jou speelman wees nie. O, mooi is die musiek. Geld praat dikwels die hardste, maar selde die suiwerste. Geld was en is die oorsaak van talle mense se ondergang en van baie mense se opgang. Here, ek wil net afsluit en net bid en vra, Here. Here, daar's so baie mense wat siek is. Ons dink aan David. So baie, Here. En Here, dat ons die geleentheid gebruik om by hulle wat siek is in die hospitale uit te kom, hulle by die huise. Dat die herdershart wat U in ons geplant, dat ons dit sal aktiveer en op loop sit om by hulle uit te kom. Here, ek het die week ook gesien wat net 'n oproep, woorde te spreek aan mense se siekste toestand kan doen, is kragtadig. Ons woorde wat God gerig en gevul is, om hulle wat siek is in moeilike tye deur te gaan, te bemoedig, Here, te versterk, te beïnvloed, goddelik te beïnvloed. Gebruik ons vandag, Here. En dat ons so 'n ongelooflike passie vir verlore siele kan kry.
Ons bid ook vir die uitreik na Boshoff toe. Geef hulle reisgenade, Here. Bewaar hulle van aankomende verkeer, 'n papwiel, die meganika van die voertuig, slaggat. Ons bid 'n vuur om hulle, Here. En hulle wat dit sal en wil en ontwrig, dat hulle wiele van hulle wa sal afval. Dankie vir hierdie nuwe dag van genade. Nie net om langer te lewe wat U vir ons het, want U het 'n plan en 'n doel vir iemand, 'n saak wat oor ons pad gaan kom, dat ons 'n verskil kan maak in ander se lewens. Want as ons dit aan een van hulle gedoen het, het ons dit aan U gedoen. Here, U het ons wat U lief het, so lief, Here. Is vir U so behaaglik, Here. Amen. Om enige vorm van donkerte, om enige vorm van oppression, of enige vorm van burden of heaviness, Isaiah 61, kom ek lees net vir julle hierdie skrif, Isaiah 61, en dis baie keer net goed, om na die woord toe te gaan. Hoekom speel ons hierdie? To point unto them that mourn, to give unto them beauty for oil, beauty for ashes, that the oil of joy for mourning, and the garment of praise, for there is a spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, and be planted of the Lord, that He might be glorified. So daar is 'n spirit of heaviness in jou. Is daar 'n gees van swaarmoedigheid in Afrikaans op jou is, dan breek jy hom net met een manier, is om te begin loof en prys. En ek gaan daai video kry, ek het hom, van daai breinman wat in COVID tyd, in sy huis se sitkamer, het hy die musieksentrum aangesit, en hy het so gedans. Ek sê vir jou, hy het soveel burdens gebreek, net daarso. So, al hoe jy 'n burden kan breek, is om nie so swaarmoedig te raak. Al hoe jy hom kan breek, is om joyful te wees. Dis die grootste wapen. Die vyand kan dit nie hanteer, as hy wil donkerte oor jou sit, en you started to dance before the Lord. Ek praat van hierdie manne, al is jou omstandighede hoe moeilik. Niemand gaan ooit nie deur moeilike omstandighede nie. As jy elke dag joyful begin, dis 'n besluit wat jy neem, ongeag jou omstandighede, dan breek jy that spirit of heaviness, that burden and that spirit of heaviness. I say, to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, and that the oil of joy for your mourning. And there's a garment of praise, a garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness. Kan jy 'n boom van geregtigheid genoem word vanoggend? Can you be called a tree of righteousness this morning? So wat ons doen, kom ons sit hom op Chris, en ons rejoice net in hom. As jy wil staan, staan jy. As jy wil beweeg, beweeg jy. Ek het baie toe kom ons noem dit so in die plain Afrikaans, ek het baie toe ek gesuip was, het ek gedans. Nou, hoekom moet ek nou ewe skielik, as ek in Jesus is, moet ek dit nie doen nie? So ek het baie keer geweet, en ek het losgevoel, want dan voel dit ons nou lekker, ja, ons kuier nie vir jou in die omstandighede, en die goed, jy weet, is net lekker om te dans. En in die middernagure, hoeveel te meer moet ons nie nou dans voor die koning nie? Halleluja! Dankie Chris. Wow, we praise your mighty name. Kan hom maar oplig, Chris. Harder. Harder. Chris, lift it up.
Oh, we praise your mighty name. Vergeet van die man langs jou. As jy dit wil doen nie, I'm gonna dance before my King this morning. Oh, Sion Daribosa. If you're not walking with the pure Praise to your mighty name. Thank you, Jesus. Dankie manne, ons kan sit. Ribotsi borobonda ribotsoro. Hallelujah. 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 Praise to the... Thank you, Jesus. Manne, nou is if 5 minutes can do this in us. 5 minutes. David, this is why the African people know how to dance and sing ancestral songs when they are down. They know how to come and stand in unity. Het julle al gehoor, as hulle die baie keer van die swartes op plek is en hulle dreensang so. Wat noem is dreensang? As hulle so, dit klink soos but it lifts them up. Even in the time of Robben Island, Mandela and his team, what lifted them up is to sing together. Is om saam te sing. Nou as jy dit vir ancestrals kan doen en jy word opgelig, how much more when you do this for the King of Kings? Ja. As ons sy naam, nou dit is hoe joyful dit moet wees om as 'n priester in die huis te kom. So Vader, dankie net vir hierdie oggend. Thank you Lord for this morning. We want to give it to you. We want to give you all the praise and we want to give you all the honor. Everything belongs to you. Jesus Christ is Lord and Messiah. Holy Spirit, come and teach us, come and guide us this morning. I know, thank you Lord, that we know that you have given us keys to unlock this morning. For brothers who are faithful, who came in this morning to receive the keys of the kingdom of God for the last days, that we can walk in these keys that you have given to us. Ons loof en ons prys U vir sleutels wat U vir ons gee, wat ons kan oopsluit. En ons prys U naam daarvoor. In die naam van Jesus Christus, Yeshua HaMashiach. Praise to your mighty name. Thank you, Lord. Amen and amen. Ek wil die woord bedien, maar dan wil ek ook hê ons gaan die woord in aksie bring. So in ons disipelskap Woensdag het ons en verlede week het ons begin om 'n deel te bedien en 'n deel in aksie te gaan om nie net te sê en nie net die boodskap te bring nie, maar om te illustreer hoe dit gebeur en hoe jy dit moet vat. En wat op ons harte is, ek glo, there's a mechanism, a mechanisme in the last days that was, I don't want to call it hidden, maar dit was daar, maar die kinders van God het dit nie raak gesien. How to walk in it nie, because the dark side also used it and they received power from that place and authority, and that is called priesthood, priesterskap. En ek dink gister dan besef ons dat een van die grootste, en ek wil net iets deel vinnig daaroor, in die Katolieke, the Catholics, die Katolieke kerk, is hulle nie bang om die een voor wie hulle moet gaan bieg, priester te noem, of die paus, of 'n priester. Julle weet ons, hulle het 'n term wat hulle noem, hulle priesters.
En dan moet jy soontoe gaan en jy moet gaan bieg by daai priester. So die priester word God en jy moet jou sondes na hom toe bring want hy kan dit vir jou vergewe. En hoor my reg, daar's baie Katholieke. There are many Catholics that will enter into eternity with God. Baie van hulle wat hemel toe gaan. Maar die sisteem van die Katholieke kerk kry jy in Openbaring 17 en 18. It's the woman riding the beast. Die vrou, die hoer van Babylon kom reg uit die Romeinse Katholieke sisteem uit. Ten spyte daarvan is daar baie gelowiges, mense wat Jesus aanbid. Want ek wil nie oor hulle praat nie, maar baie van hulle gebede moet deur Maria gaan. En daar's net een plek na die Vader toe en dis deur die Seun Jesus Christus. Nie deur Maria nie, niks met dit nie. En daar is 'n verskansing van 1%. En baie mense, en ek het al baie keer kommentaar gelees, is hulle praat van die paus, selfs Afrikaanse mense in Suid-Afrika op Netwerk 24. As jy hulle kommentaar luister, dan beskou hulle die paus as 'n heilige figuur. Maar as jy die boek van Openbaring bestudeer, dan besef jy dat die paus is die valse profeet in die laaste dae. So jy het twee getuienisse in die laaste dae aan die donker kant. Jy het die anti-kris en jy het die paus. Die een kom uit die see uit en die ander een kom uit die aarde uit. As jy Openbaring 13 gaan lees. So in hierdie van priesterskap weet hulle hoe om, en ek het hierdie week het ons Dinsdag gepraat oor priesterskap, weet die donker kant hoe om priesterskap te gebruik, die meganisme, want is een van die goed wat, kom ons noem het Satan, this one of the principles that Satan used, that he received when he was before the throne, toe hy in die troonkamer van God gesit het, en hy uitgegooi is, het hy baie saamgebring van wat hy gehad het, en hy het van daai meganismes begin toepas, wat by die troon gebeur het, as ek het in eenvoudige Afrikaans kan verduidelik. En een van dit wat hy gebruik het, en wat hulle gebruik in Satanism, en wat hulle gebruik in die okkulte, behalwe wat jy nou witches kry en warlocks kry jy Satanist priests, satanistiese priesters. So dis hulle hoogste vorm wat hulle kry. En die satanistiese priesters is direk in lyn met Satan. Nou ek is nie hier om oor dit 'n woord oor die donkerte of oor evil en goed te bring vanoggend nie, maar net om vir julle te sê, as hulle dit gebruik, priesterskap, 1 Petrus 2:9 sê, en ek moet dit net lees, is verstaan ons en is ons werklik, are we really royal priests in the order of Melchizedek? So, om dit te verstaan, moet ons weet, hy sê, you are a chosen generation. Jy moet dit glo. Jy is a chosen generation. We are the last generation. Jy moet glo, jy's 'n uitgekiesde generasie. 2, glo jy dat jy 'n royal priesthood in priesterskap kan instap? En daar stap om dit in te stap. Jy lees nie net die vers en dan is jy dit nie. Jy moet dit word deur jou getrouheid in die woord van God, en dit vat tyd om daarin te stap. So jy begin nie daar nie. Dan sê hy, you are a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. So nou is ons, verstaan ons iets, en as ons wil leer van priesterskap, dan moet ons in die ou verbond
gaan kyk in Levitikus 6 vers 12. En ek het nou die oggend het ek geskryf 3 goed wat belangrik is in priesterskap. Laat julle sien. Priesthood. OK, priesterskap. 3 goed wat belangrik is. Daai priest is 'n royal priest. 2. 'n Priester het altyd 'n altaar. En die derde ding, hy bring 'n sacrifice. Dis 1, 2 en 3 wat ons moet weet. So as jy 'n priesterskap instap, you have to be that priest. You have to be 'n altaar. 'n Altaar by jou huis, 'n altaar hier. Daar's 'n altaar by jou huis, is jou gebedskamer, is die plek waar jy met God ontmoet. Jou hart is 'n altaar. Jou liggaam is 'n tempel. Ons moenie verskillende vlakke en dimensies sien. Eerste, waar jy gaan en beweeg in die wêreld, is jy 'n lewende, bewegende altaar voor die wêreld, voor jou mense, voor jou pelle, by die braai. You are a living sacrifice. Jy's 'n lewende offer voor God. As jy in donker plekke in beweeg, tussen mense wat vanaand gaan hulle uit, hulle gaan hulle partykeer gaan bedien hulle in die nightclubs waar die ouens drink. As hulle inbeweeg daar, dan beweeg die altaar van God daarin. Want jy is die tempel van die Heilige Gees. Die volgende wat ons moet weet, as jy 'n priester is, hierdie is jou gebedskamer, dan stap jy in jou gebedskamer en jy het jou Bybel daar, jy het jou communion, jou brood en jou communion daar, en jy het die woord van God daar, en jy het 'n skryfboek of 'n blok, en jy skryf, daar doen jy jou woordstudie, en daar raak jy in afsondering voor die Here. That's your prayer altaar. Jou gebedsaltaar, jy kan by die huis 'n tafel hê waar jy met jou vrou en kinders sit, en as jy 'n tafel het by jou huis, then it's your family altaar. Verstaan julle dit? Alright. So nou gaan ons na die volgende toe. Nou verstaan ons, jy is die priester, jy moet 'n altaar hê, en dan moet jy 'n sacrifice bring. So in Hebreërs 13 vers 5, sê hy, you have to be, en ek het dit verlede week, dan gaan ons hiernatoe, en dan gaan ons vorentoe, 13 vers 15. By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to him in his name. So wat ons begin doen in ons gebede, Habakuk sê, al sal die vyeboom nie bot nie. Hoor wat sê Habakuk? In die ergste tyd in Israel, wat hulle landerye en alles verwoes is, kom die profeet en hy skryf, al sal die vyeboom nie bot nie, nogtans sal ek jubel in die Here. Still will I praise him. So ons gaan hom nog steeds loof en prys. So jou grootste oorwinning in lofprysing lê in Psalm. Jy kan gaan lees wat het Dawid gesien, wat 'n warrior was in Psalm 149. For the verse 4, for the Lord taketh pleasure in his people. He will beautify the meek with salvation. Dan sê hy, let the saints, daar is ons saints, ons is dienaars van hom, ons is priesters, royal priest, then the saints be joyful in glory, let them sing aloud upon their beds. Dan sê hy, let the high praises of God. So daar's 'n verskil tussen die praises, lofprysinge, en die high praises. Dis wanneer jy jubelend raak voor hom. Kom ons noem dit uit jou vel uit. Ek het myself en my pelle en ouens al gesien, as ons 'n bietjie lekker sterk gekuier het en jy kyk 'n rugby wedstryd of iets,
en hulle druk daai 3 of daar gebeur iets, so spring ons en skree en dan is dit nog 'n dop en nog een en so raak jy opgewonde. Nou daai in die wêreldse terme is high praises. Nou dit lyk anders as 'n maandagooggend as jy by die werk instap. Saterdagmiddag is high praise time, sportaktiwiteite. Dan gaan ons daarin. So daar is 'n plek van let the high praises of God in your mouth. En dan sê hy, then he's giving you a double-edged sword, 'n swaard van die Gees. Dis die woord van God in jou hand. Dan sê hy, hoekom moet jy dit hê? To execute vengeance upon the heathen, upon the nations, and punishment upon the people. Nou wat sê hy, hoekom moet jy dit doen? To bind their kings, om hulle konings. Die konings is al, hierdie tweede hemelse principalities moet gebind word. To bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron, to execute upon them the judgment written, dishonor have all the saints, praise the Lord. So in daai hoë prysinge, nou hoe bind jy hulle? Jy gaan agterkom as jy hulle bind. As jy in 'n plek is met jou omstandighede is nie goed nie, en jy begin om continually te prys met jou mond en in die altaar in die oggend, hoe begin jy om te prys? Gaan skryf al die woorde neer wat jy vol aan hom dink, en hoe jy hom wil verheerlik met jou lippe. Nou vertel jy hom hoe mooi jy is. Lord, you are beautiful. We praise you. You are faithful. There is no one like you. So daar is soveel woorde wat ons het in ons woordeskat, en jy skryf dit neer, en jy begin hom loof en prys. So jy kom in, dis nou waar ons begin. Jy kom in Melchisedek, Melchizedek, in Genesis 14, en deur die skrif, is a king and a priest. Onthou julle verlede week Openbaring 1 vers 5, of 1 vers 6, is a kings and priests. Nou dis nou waar die verskil inkom. In die ou verbond het ons 'n office of 'n amp gehad. So ons het die amp van die priesters gehad, Lewiete, en dan was daar 'n koning gewees. So daar's 'n verskil gewees tussen die priesters en die koning van die land. Die koning het sekere autoriteit gehad en die priesters het sekere dienswerk gehad. En die een kon die ander een se autoriteit nie oorskry nie. 'n Koning kon nie 'n offer gebring het nie. En 'n priester kon nie autoriteit uitgeoefen het nie. Maar hy het ingestaan in die gap. Hy was 'n intercessor. Die priesters het in die gap gestaan vir die nasie. So nou, hierdie week, gisteroggend, yesterday morning, David, the Holy Spirit gave me a revelation how to separate the priesthood of Melchizedek. Miskien het jy dit al gehoor, ek het dit nog nooit gehoor nie, ek het nog nooit gehoor iemand bedien daaroor of teach daaroor nie. In die eerste plek sê hy vir my, die Heilige Gees, ek het hier verbygeloop en dit kom soos 'n download op my. Die Heilige Gees sê vir my die volgende twee. Hy sê, you come in as a priest in the morning, and then you will leave as a king. Jy kom in as 'n priester en jy gaan uit as 'n koning. Want 'n priester moet die volgende doen. Levitikus 6 vers 12. En as julle hierdie sleutels vat, wat ek vir julle gee, of jy in besigheid is en wat jy ook al doen, hierdie is 'n sleutel wat jy oopsluit in die laaste dae, want ons gaan dit nodig hê. Manne wat in besigheid is en om kos op jou tafel in jou huis te voorsien en in autoriteit te staan, hierdie sleutel is julle vat vanoggend wat die Heilige Gees kom neersit, gaan jy in oorwinning leef. Ek sê dit nie net nie, ek weet dit.
Hy sê in die eerste plek, jy kom in as 'n priester, Levitikus 6 vers 12. And the fire upon the altar shall be burning. It shall be never poured out, and the priest shall burn the wood every morning and lay the burnt offering upon the altar, and he shall burn the fat and the peace offerings. The fire shall ever be burning on the altar, it shall never go out. Daar's 'n vuur wat in jou moet wees. So jy steek hom aan, hy moet die hele tyd brand, maar as jy inkom na jou altaar toe in die oggend en jy begin loof en prys, dan vra jy vir die Heilige Gees, Holy Spirit, come and kindle the fire in me. Continually during the day. So jy gaan in as 'n priester, jy vra dat hy die vuur op jou altaar aansteek, dat hy die vuur in jou aansteek, dat hy die vuur in jou huisgesin aansteek, die vuur in jou familie, en jy begin dit te spreek. Dan begin jy die vuur in jou woonbuurt, die vuur in jou stad. Jy sien dit is soos 'n klippie wat jy in die water gooi. It's like a stone that you throw in the water, it ripples out. Hy maak sulke kringe. So jy begin nie daar nie, jy begin hier by jouself. Jy lê jouself neer en jy bely jou sondes. Vanoggend, vergewe dit. Al weet jy nie wat jy gedoen het nie. There are hidden sins in your life. Hulle sê 'n persoon dink, het gaan deur, kom ons noem dit min 100,000 gedagtes plus 'n dag. Nou vertel my al daai gedagtes van jou 100,000 van hulle is pure. So jy moet my elke dag weer van voor af begin. Lê jou gedagtes neer, alles wat jy doen, alles wat jy sê, alles wat oor jou lippe gaan. So jy moet inkom and you have to come to that place as a priest. En nou gaan jy uit, as jy dit as 'n priester ingekom het, en jy het net voor die koning gaan staan, in jou eie plek, in jou eie tyd, en nog te meer as ons hier kom, nou kom ons corporate together. As ons 40 priesters hier kan kry in Bloemfontein, ek praat van manne van God wat uitverkoop is, en ons kan ons indeel in time slots soos wat in Dawid se tyd gebeur is, wat hy die ordes gehad het, die 24 orders gehad het, en ons kan vir 30 dae continually 12 priesters aan mekaar net loof en prys op die altaar voor God, skuif ons Bloemfontein baie vinnig. En die enigste rede hoekom daar donkerte in Suid-Afrika is omdat ons as gelowiges nie doen wat ons veronderstel is om te doen. Niks fout nie. Die donkerte bring hulle kant, ons kan dit sien. Now we have to push the darkness out. Nou kom ons die volgende. Hoe begin jy jou dag? Sleutel 1. Ek het gesê ons moet inkom vroeg in die oggend. In dit wil ek vir julle die volgende wys. By die Tempel Instituut in Jerusalem, daar's 'n hele website, weet jy, ek het hierdie gaan lees, ek het dit gaan bestudeer, hoe lyk 'n priester se dag in die tweede tempel, in the second temple period, how was a day, en ons sien, hulle het looitjies getrek, they draw lots, to see who will perform the priestly duties. Dan was daar 3 groepe, luister mooi, daar was die Israelites, dis die nasie wat uitverkies is deur God, stem julle saam, God het die Israeliete uitgekies as 'n nasie. There was the Israelites, and then you will get the Levites, hulle het die diens gedoen, hulle het die hout gedra, hulle het skoon gemaak in die tempel, the Levites, and then you get the Kohanim, die priesters, die wat by die altaar was. Dis daai in wit, dis die priesters. So, the pattern is the following. Israelites, outer court, buitehof, voorhof. Levites, inner court. Priests, holy of holies. Sien hulle daar's 'n patroon. Hulle sê as die, hulle noem dit die lottery supervisor, die een wat die lots getrek het, in die oggend,
The day starts at dawn. Nou as jy weet wat is dawn, dan moet jy kyk, hierdie is dawn. Dis die profetiese uur waarvoor God ons geroep het, vir my en vir jou. Ek is nie alleen 'n priester nie, elkeen van ons hier het hy die reg en die mag gegee om priesters te wees. Jy besluit wanneer jy in jou priesterskap instap. So hierdie is dawn, dis 'n profetiese uur voordat die eerste, hulle noem dit die dageraad, the first morning star. Hulle noem Jesus is die bright morning star. Voordat die eerste lig opkom, is hierdie tyd, hierdie donker tyd van die dag, kom hierdie priesters in en hierdie supervisor of the lottery staan in hierdie tempel se hek, in the temple gate, and then he's shouting out, Arise Kohanim. Hy skree dit uit, Arise Kohanim. Nou, luister mooi wat ek vir julle sê, hy roep hulle, en hy kondig aan, en aangeteken in die Talmud, as julle weet van koning Agrippa, wat jy lees in die boek van Handelinge, King Agrippa, en hulle het dit gaan uitwerk, in die Romeinse terme, hoe ver hy van daar af gebly het, sê hulle in die oggend, as die dag breek, die dageraad breek in die oggend, kon hulle hom hoor 35 tot 50 kilometer. Ek het dit gaan, jy kan hierdie goed gaan, jy kan dit nou Google en dan werk hy vir jou onmiddellik om in syfers. Hulle sê, hoeveel myl is dit? Ek dink het hulle gepraat van between 18 and 30 miles. Weet julle hoe ver is dit om 30? Nou my vraag is die volgende. Het ons vanoggend uitgeroep hier, of die shofar geblaas, laat Pelisier ons hoor vanoggend. Het ons uitgeroep, dat buiswater ons hoor vanoggend. Dis hoe ver hulle in die stad van Jerusalem. Nou hoor ek, as die evangeliste preek in Short Street, dan hoor hulle op die luidspreker, hulle hoor hulle ander kant uitsig en generaal de Wet. In hulle huise hoor hulle. Nou die deel wat ek vir julle en julle wil bring is om te weet hoe ernstig het hulle amp opgevat om priesters te wees. En dan die eerste ding, sien jy, daar's 'n man wat binne in 'n bad sit. Is 'n mikva, cleansing. Nou hoe word jy gewas? Wat was jou die eerste ding in die dag? Die woord moet jou was. Washing of the word. So wil hy kom en hy begin in 3 uur, vanoggend 3 uur het hy die woord begin, voor 3, 2:30 het hy opgegaan, hy het die woord begin lees tot 4:30 toe. Vir 2 ure lank het ons net gewas met die woord. Net gewas met die woord. So dis hoe belangrik dit is. Nou is 'n priester ingaan, nou kom ons in, en dit is wat ek met julle wil deel. Hoe begin jy jou dag? Hierdie is praktiese, this is practical. When you want to take authority over your day, then we can go to Job 38. En hierdie goed het deur die Heilige Gees, die Heilige Gees het toegerus en ons het gesien, daar's 'n deel, luister mooi, there's a part to command your day. Het jy geweet, jy kan jou dag beveel. So as jy nie die dag beveel nie, dan gaan die dag jou beveel. So besluit jy, wie gaan jou rule vandag? Darkness or light? Want hy sê in Job 38 vers 12, you has commanded, hy sê, has you, God vra vir Job, has you commanded the morning? So, hy vra dit nie vir hom, kan jy dit doen, of hy mok hom nie, hy vra vir hom,
Het jy die dag beveel vandag? Has you commanded your morning since the days, and caused the dayspring to know his place? Jy weet dat Joshua het gekom in battle time en hy het gesê, son, staan stil. So, wat het met die son gebeur? Hy het teruggeskuif in die grade van daai koning, daai grade meter, het die son teruggeskuif. Nou kom hy, die woord van God sê, command your day, and cause the dayspring to know its place, that it might take hold of the ends of the earth, and that the wicked might be shaken out of it. Dat die bose uitgeskit word. So you command your day om te sê, Father, in the mighty name of Jesus, I take legal right authority as a bondman. Jy begin as 'n slaaf eerste. Jou in die oggend aanstel. Jy stel jou nie aan as 'n priester of as 'n seun nie. Jy begin as 'n slaaf en jy sal altyd 'n slaaf wees, 'n shepherd. You will always be a servant. Want Jesus Christus was die grootste servant tot hy opgevaar het en aan die regterhand gaan sit. He was the chief servant. Hy het voete gewas. So jy begin jou dag om te sê, Lord, I stand before you in the mighty name of Jesus Christ as a doulos. Doulos beteken jy's 'n bondslaaf, jy's uitverkoop aan Jesus Christus. Dan gaan jy op na die volgende vlak toe. Then as a son. Heilige Gees het my al hierdie stappe en hierdie goed geleer oor tyd. And then as a son, then you enter, and then as a royal priest. So jy begin om te slaaf, en dan as jy 'n priester is, hoekom sê jy's 'n royal priest? Want daar's 'n bevel en 'n autoriteit wat jy ontvang. In Psalm, ek het dit Woensdag het ek het gedeel, Psalm 115, Psalm 115 verse 16. Hy sê, even the heavens, so hy praat van the heaven of the heavens, dis die derde hemel, are the Lord's. Dit behoort aan God. But the earth he has given to, en die vertaling moet wees, the sons of men, die seuns van die mense. Dit beteken Christene, gelowiges en ongelowiges. Sons of men beteken almal, all human beings, alle mense. Hy sê, hy het die aarde aan ons gegee. Nou as hy die aarde aan ons gegee het, het ek en jy van 'n keuse. As ons nie gaan autoriteit vat, omdat die autoriteit vir ons gegee is nie, dan gaan die sataniese priesters en die witches en al die warlocks en donkerte gaan die aarde vat. So, God die Vader het ons hier gestel, so that we can take charge of the earth and can command the day. Verstaan julle waar ons vandaan kom? Jy het legal right, wettige reg, autoriteit om die dag te beveel. Jou dag te beveel. Evangeliste wat uitgaan, moet die dag beveel voor hulle uitgaan. They must command the day. Davie, voordat jy in groen vlei ingaan wat donker is, you must command the day. You have to take legal right authority over your day. En nou gaan julle sien waartoe gaan ons beweeg van die af. Nou stap jy in priesterskap in. You command your day. En as jy in daai commandment inloop, gaan ek vir julle die volgende bysit. Nou begin jy in die dag in command the day. En dan sê hy in Psalm 8 vers 5, He have crowned you with authority. Hy het jou gekroon met autoriteit. Hy het jou nie net vir ons, my en jou toevallig hier gesit nie. Hy soek 'n voice print op. Hy soek 'n voice print op na die hemel toe, wat weet, hierdie seuns van my is gehoorsaam, hulle vat die dag in besit. 8 vers 5. Hulle vat die dag in besit. En daar's territorial. As jy in die straat bly, en ek sê dit met baie respek vir julle, ek het baie respek
vir wat Vader, maar jy command your day so that you don't have to stay there for all the days of your life. You take legal right authority in your day. As ek stofsuiers verkoop het met 0, 0, 0, nie geld gehad het of my kinders geroomhuis, and He have changed my day and my life, He can do it for you also. Sonder enige kwalifikasies. So you have to take charge of your morning, and you take charge of the morning gate. You stand in the ancient gate. En dan Psalm 53 sê die volgende: In the morning, the Lord will hear your voice. In die oggend hoor hy jou stem. Hy hoor hom altyd, maar aan hierdie tyd van die dag is die tyd wat hy jou stem hoor. En dan kom jy die volgende, Psalm 74, vers 16 tot 19. Psalm 74, 16 tot 19. Then you redeem the day. Jy koop dit terug. En as jy dit terugkoop, koop jy dit terug met wat? Met die bloed van die lam. Jy koop die dag terug met die bloed van die lam. En jy pleit die bloed van Jesus oor jou dag, so that the darkness had no legal right upon you. En dan kan jy die volgende insit as jy wil, om te sê, Lord, you made covenant with the stars, sun, moon and the stars. God het 'n verbond met hulle gesluit. Hulle draai maar nie net hier om ons nie. Hy het 'n verbond met hulle. Hulle moet doen wat hy sê. Hy het hulle in 'n verbond geplaas, soos hy my en jou in 'n verbond geplaas het. Then you command this day, and you take charge of your day. Then you push back darkness. You push back darkness out of your life, out of your family's life. Jy stoot die donkerte uit, around your city, around your street. You pray over your street. You command. This is territorial priesthood, wat ek en Richie gepraat het. Want die aarde is in streke. Ek vertrou ek het hierdie ek het foto's geneem van die aarde wat in streke opgedeel is, maar jy kan sien, daar's principalities and powers. Daar's oor elke stad is daar principality, is daar 'n high ranking angel van darkness, daar's 'n engel van God oorgesit. En die een wat beheer neem, is die een wat op die altaar, die hoogste altaar staan wat daar is. So die hoogste altaar wat daar is, en dis wat jare terug het ek al gesê, Jimmy Adefarsen het 'n woord gebring, the heavens belong to the highest bidder. Die een wat die hoogste prys betaal, is Jesus Christus, want ek moet vir julle hierdie wys. As jy communion hou in die oggend, nie die Zim dollar, nie die Suid-Afrikaanse rand, nie die US dollar of die yen is die hoogste kommoditeit nie. Wat die eenvoudigste lyk onder alles, maar wat die meeste krag in all humanity, in all mankind, en in all creation het, is the blood of Jesus Christ. Want hierdie bloed is jou counselor, hy is jou advokaat, hy is jou mediator, en nou gaan hierdie bloed in, en hy testify against principalities and powers in high ranking places. Hierdie bloed gaan in die tweede hemel in, en dit gaan getuig namens jou. So dis jou werk as 'n priester. Die bloed waarmee hulle in die donker kant offer, van katte af en diere af deur tot aborsies, kom ons, want die bloed is een keer op Golgotha gestort, en jy kan dit elke dag vat, en jy kan dit verklaar oor jou huis, jou stad en jou gesin. So as jy hierdie autoriteit vat, en jy het in die dag ingegaan,
en jy die dag verklaar, en jy het Jesus begin loof en prys vir daai dag, dan stap jy uit van jou gebedsaltaar af, en dis waar die Heilige Gees vir my begin wys, en die oomblik as jy uitstap, you take, then you put on, nou die volgende, jy het eers jou priestly garment, wat jy aangetrek het. Dawid was 'n koning gewees, en hy gaan en hy breek alles wat teen Levitiese priesterskap is, en God laat dit toe. Hy stap in as 'n koning, en hy gaan en hy trek 'n linnen efod aan as 'n priester, en die priester sê niks, want hy is die tipe van Melchisedek priester, wat Jesus Christus se orde is. Dawid as jy in Psalm 110 gaan lees, dan praat hy van, and the Lord said to my Lord, sit on my right hand, en dan praat hy van Melchisedek, en Dawid weet om as 'n koning, en as 'n priester in te beweeg, hy gaan in die tempel in, en hy vat van die showbread, van die brood, as hy honger is, hy breek die brood as 'n koning, en hy word toegelaat om die brood te vat, en te eet van die altaar af. En amper voordat ek vergeet die volgende, 'n priester wat 'n altaar het, of 'n altaar by House of Bread, wat ons vir 10 jaar bid, mag die manne kom, en hulle het die wettige reg wat hier is, om te eet van die altaar af. So wat eet jy? The word of God is alive. So die woord van God moet jy absorbeer vir oggend, want dit kom van die altaar af. So jy moet hierdie brood vat, en dan stap jy uit. In die oomblik as jy uitstap, then you put on your priestly garment. Nou kom ek wys vir julle. En dan sluit ons af, en dan gaan ons bid. Isaiah 6. Isaiah 6 moet ons ken. So, as iemand vir jou sê Isaiah 6, onmiddellik met die volgende by jou opkom. Daar's 'n hele worship lied oor Isaiah 6 wat ons het hierso. Hy sê, in the year that King Uzziah died, nou sê Jesaja, hy sê, I saw the Lord sitting up upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple, and above it stood the seraphims, each one had 6 wings, and with 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he did fly, and he cried unto the other, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. I say, in the year that King Uzziah died, I saw in a vision the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and his train and his royal robe filling the temple. Nou Jesus het aarde toe gekom hy het aarde toe gekom as 'n koning, maar hy is nie erken as 'n koning nie. En hy word die hoëpriester, of hy was die hoëpriester, maar op aarde, na sy doop, is hy die hoëpriester in die orde van Melchisedek. Hy was dit in elk geval voor die grondlegging van die aarde. Maar in dit wat Jesus Christus die hoëpriester is hy ook the King of Kings and the Lord of Lords. En hier kom Jesaja, en 'n skreefie van die hemel gaan vir hom oop, en hy sien the Son of God, the Son of Man, sien hy sit in 'n tempel met 'n royal robe aan op 'n troon. Nou waar kry jy 'n troon in 'n tempel en 'n royal robe? En 'n koning word nie in 'n tempel toegelaat om in 'n tempel in te gaan en daar te gaan sit nie. Maar Dawid het in die tempel ingegaan, en hy sien hierdie visie dat die seun van die mens, Jesus Christus, die een wat die hoogste prys betaal het, sit in die tempel, in die 3de hemel,
En hy sit op 'n troon met 'n royal robe aan as 'n koning. So in daai autoriteit wat Jesus koning en priester is, het hy ons die mag gegee hier om kings and priests te word, te wees. Nou verstaan julle, hierdie gaan verby ons verstand. Maar as jy nie begin besef, as ek instap in die oggend, is ek 'n priester, en as ek uitstap in die oggend, dan vat ek autoriteit oor my werksplek, oor my finansies, oor my omgewing as 'n koning, want ek is nie net 'n priester geroep nie, ek is 'n koning ook geroep. And then you can change the commodity. En as jou dag te besig is, en ek kyk na mense se dae, en ek kyk na die evangeliste se dae, en ek kyk na my seun se dag, so you can command the day. We have to command the day, because we had the legal right to command the day, Lord, so that my busy schedule will come into alignment with the word of God, and also with the blood of Jesus Christ in the third temple. I speak now life over my calendar, over my program, and that you will rearrange everything according to your priestly and kingly order, in the order of Melchizedek. I stand here today as a king and a priest, and I command my diary, my calendar, to come in alignment with your word, and I walk out here as a king, and I take legal right authority. So jy moet daai autoriteit vat, and you have to come and administrate your life now according to the word of God. Manne, verstaan hoe so ver is hierdie verwyder. Manne, kom ons staan op, en ons vat hierdie autoriteit van hierdie dag. So Lord, we come, jy kan altaar toe kom, jy kan communion vat. Weet julle hoe baie communion bly oor op 'n Vrydag? Dit is so belangrik om die communion te vat, om te weet, dis sy liggaam wat vir jou gebreek is. Jy word deel van die liggaam. Jy's nie net iemand wat flout op en af, hier bo en onder nie. You are a royal priest. You are not a citizen of this nation. You are a citizen of heaven. Seated on his throne. Hoor net, jy hoor die woorde. He was clothed in glory. This is our king. This is our priest. And exalted high. And the train of his robe, Just praise him as a priest this morning. it filled the temple. Lord, we just offer unto you a sacrifice And the of praise. angels circled around him. Let the praises of our mouth and the meditation of our heart be acceptable unto you. Be acceptable unto you. Because you are holy. Holy, oh so holy, you are holy, Lord of all. I praise your name, Oh, we lift our Jesus. voices and sing it. You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. I praise your mighty name. And woe is me. Ek wil net iets deel, Wilbert. For I'm Gister in House of Bread sit daar niemand nie. En dit gaan baie dae in die oggend of wanneer,
Dan is dit stil, dan is daar niemand. Maar daar kom 'n kom ons noem dit, daar kom 'n boeta van die straat af in. En hy gaan sit daar in 'n hoekie alleen by 'n tafel. En ek stap badkamer toe en toe ek verby hom stap, sê die Heilige Gees vir my, die koninkryk van God behoort aan sulke soos hy. En op daai stadium het hy vir skoene, het hy plastiek aan sy voete gehad. Plastiek. En ek het net na Wilbur en Richelle toe gaan en gesê, die Heilige Gees, ek ervaar, julle moet hom in die woord gaan bedien vanoggend. En vanoggend in die oggendure, toe Bloemfontein slaap, toe kom hom Willie, toe kom hy voor die Here op die altaar en sê, dankie Jesus. En ek het nie eens geweet nie, dat ek 'n paar skoene gehad het, wat ek vir daai man gister kon gegee het. En dis nie om dit, maar net, want hy sal dit nie self sê nie. En ek het al baie gewonder, hoekom sit hier niks mense hier nie? En dis asof die Heilige Gees vir my sê, hierdie is die een skaap, wat ek instuur, ek stuur hulle een vir een in. Die 99 is daar buite. Ek stuur vir House of Bread die een skape. The single sheep, I will send to House of Bread. Hy sê, want baie van hierdie ander coffee shops, het 'n plek van gossip en skinder en alles geword in die stad. Hy sê, ek sal dit leeg maak en net enkele skape instuur, want julle gaan hulle by die troon kry. Julle gaan hulle by my troon kry. Dit is hoekom hierdie huis daar is. Alles het vir daai een skaap. Al maak ons nie wins nie, al betaal ons elke maand in. Doen ons dit vir daai een wat inkom, wat eendag by die troon kan getuig as ons daar is. Ek het daar gesit in die House of Bread, en julle het vir my kos gegee om te eet. So Lord, we just want to praise you this morning for what you are busy doing in the city of Bloemfontein. And we want to give you all the praise, and I want to give you all the honor. Thank you, Lord, that we can take up an offering this morning. That I will call out Johan's son, there's Jan already busy, to take up an offering this morning. And even your first offering must be your life. Jou grootste offer moet jou lewe wees. 'n Priester kan jy nie wees as jy nie 'n offer gee nie. En as dit nie 'n rand en sent is nie, then it's your life. Then it's your life. But you have to bring something to the altar. So the morning when you enter into your sanctuary, your private place, your altar, you bring your body as an offering to the altar, and then you can exit there and receive your kingly robe. And then as a king, you can take legal right over your day, over your family, and over your finances. You might have challenges, but that you know that everything, your finances, your tithes, your offering, everything, your bank account, everything, it's not yours. You just have to steward it. So Vader, ons wil U loof en prys vir hierdie oggend. Ons bring hierdie offer en ons wyf hom. We are waving this offer before your throne of mercy and grace. We wave it as an offering before your throne. We give it to you and say, thank you, Jesus, for what you are doing in this house and in this city. We are taking legal right authority over it. And thank you, Lord, that we can now release that priestly blessing over the brothers in here.
I release that priestly blessing. Receive it. Yevarecha Adonai Vishmerecha. Yaer Adonai Panavelecha Viuchaneka. Yesa Adonai Panavelecha. Yevashem Lecha Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance to you and give you His shalom. Amen and amen. Ag Boetas, gun my net om die volgende te sê. Ek wonder regtig of ons na gade slaan wat werklik op hierdie altaar gebeur. En ek weet Andreas, ek kom altyd iets sê om te bemoedig en sê alle eer eers aan God. Ek wil ook net getuig, ek sal nooit vergeet eendag het Andrei getuig oor 'n man wat hier na Bridal toe kom. En op 'n stadium het hy ook ontdek hy een aand hier in hy Antabauga oorgeslaap met 'n dame van die straat. En hy het hier uitbeweeg sonder om te betaal. En Andrei het hom gebel. En in skaamte het hy gesê, Andrei, ek weet ek skuld jou geld. Andrei het hom gesê, ek soek nie jou geld nie, ek soek jou hart. Besef ons wat hier gebeur. En ek gaan dit sê. Hy is 'n lewende voorbeeld. If you seek me diligently, I'll reveal secrets to you that I won't reveal to others. Het julle besef wat vanoggend hierso geheimenisse oor priesterskap, die orde van Melchisedek aan ons openbaar is, deur 'n man as 'n instrument in die hand van God. Waar kry ons dit baie keer in ons kerke? Die diepte van geheimenisse wat van hierdie altaar aan ons geopenbaar word. Boetas, ons moet hulle van buite bring. They gonna miss the mark. Dankie.